Kom ons bid net saam. Almagtige God en heilige Vader, Here, dankie vir ons weet vir die volk. Dankie Vader, dat nou moeilik is om oor te doen, Vader, en ek vra Vader, U saam met 'n volk van altaar gee. Dankie dat woord gaan regkom, Here. Dat die woord kan, maar dat dit sal nat sal. Dankie daarvoor, amen, in Jesus naam. My tema vandag is heilig. Kan julle vandag vir julleself sê, ek is heilig? Glo julle dit vandag? Ek is heilig. Ons is heilig. Ons is heilig. Ons is uitverkies. Efesiërs 1 vanaf vers 1 tot 2. Gaan ek net vir ons lees in Engels, eers in die Passion Translation, en dan sal ek hom in Afrikaans lees, want hy sê dit vir my net so mooi. Hy sê, my name is Paul, and I was chosen by God to be an apostle of Jesus, the Messiah. I'm writing this letter to all the devoted believers who have been made holy by being one with Jesus, the Anointed One. May God Himself, the Heavenly Father of our Lord Jesus Christ, release grace over you and impart total well-being in your lives. Efesiërs 1 in Afrikaans. Paulus is 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God aan die heiliges wat in Efesië is, en die gelowiges in Jesus Christus. Hy sê genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. 'n Heilige persoon, as jy nou dink, baie mense dink 'n heilige persoon is 'n priester of die paus of 'n dominee. Iemand hoog in die kerk is heilig. Is dit nie so nie? Baie mense dink so. Hulle dink dit is die heilige mense. Die mense wat moet heilig wees. Maar dit is nie so nie. Ons sien hier dat God se woord vir ons sê dat ons almal wat in Christus is, heilig is. Die ingewydes wat vir God afgesonder is. Dit is met ander woorde ek en jy. Ons is nie meer onder die wet nie. Ons is gehoorsaam aan die Heilige Gees. Dit is wat dit beteken. Ons is nie onder die wet nie. So hoe beskryf Paulus 'n heilige? Ons is 'n uitverkieste generasie. Ons is in Christus uitverkies deur God. God self het ons uitgekies. 1 Petrus 2 sê in Engels, in Christ believers are chosen by God to be a peculiar people, a royal priesthood and a holy nation. Peculiar is afgelei van die Griekse woord peripoiesis, wat beteken a purchased, acquired possession or a treasure belonging specifically to God, being set apart for the purpose and not being strange. Dis wat die Woordeboek sê, wat dit beteken. Dit is amazing. In 1 Petrus 2 vers 9, hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Ons is ook God se volk. Die Israeliete is God se uitverkore volk. Ons is ook God se volk. En ons is ook heilig. En ons is ook geroep as priesters. 1 Petrus 2 sê, wat sê Petrus vir ons? Wat is ons doel hier op aarde? In 1 Petrus 2 vanaf vers 11 sê hy, geliefdes, hy sê dit in hoofletters in die woord. Ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Dit is ons doel op aarde. Hy sê ons moet so wandel en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van sy besoeking. Dit is hoe ons moet leef, dat die heidene sien, ons leef.
Ons is eintlik ons net pelgrims op aarde wat in opleiding is om eendag saam met Christus in sy ewige koninkryk te heers. Soos ons leer om soos konings te regeer in ons eie lewe, oor ons eie omstandighede en oor ons eie gees. Ons is in opleiding. Want waar gaan ons eendag wees? Ons gaan heers. Ons gaan in God se koninkryk heers. Dis waartoe ons gaan. Die Here sê daar, ek gaan nou dit vir julle lees, hy sê ons gaan saam met hom sit op sy troon. Ons heiliges. Hoe amazing is dit? Romeine 5 vers 17 sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een die daad geheers het, deur die een veel meer, sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, en die lewe heers, in die lewe heers deur die een Jesus Christus. So jy is geregverdig. Hoe gaan ons heers en regeer? In 2 Korintiërs 10 vers 3, 4 en 5 sê hy, want hoewel ons in die vleeslik wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word, teen alle kennis van God en elke gedagte gevange neem, tot die gehoorsaamheid aan Christus. Dit is wat ons moet doen. So as ons stryd kom, dan kan ons daai vestings neerwerp. Dit begin in jou gedagte. So jy vat daai gedagte as hy kom vas. En jy sê ek vat nie hierdie nie. En ek vat oorvloed in my lewe. En ek spreek oorvloed. En jy kry dit in jou gedagte. En jy werp daai vesting en daai verkeerde gedagte, werp jy neer. Enige iets in jou lewe wat jy mee sukkel. As jy sukkel met finansies, sukkel om 'n werk te kry, sukkel met verslawings, enige iets. Jy vat daai gedagte, as daai negatiewe gedagte kom, dan hou jy dit, dan vat jy dit en jy maak dit vas en jy werp dit neer. Onmiddellik. Want jy moet oor jou eie lewe heers, oor jou eie gees. Die Bybel sê dit hier vir ons. Hoe gaan jy anders dit doen, as jy nie gaan beginne dit actually toepas, om dit te doen nie, om daai gedagte te vat nie. Ek doen dit ook baie keer, ek sal bekommerd wees oor iets, en dan sal ek dit oortop, en dan kom ek op daai punt van, jy weet, dit is eintlik so maklik, jy moet dit net doen, jy moet dit net vasvat en dit neerwerp, en dit net vir God gee, nee? Ons almal doen dit, want ons wil eers vleeslik die fight. Kolossense 3 vers 16 sê, laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange, en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. Wat is ons toekoms? Soos die eindtyd nader kom, het God 'n definitiewe doel vir al die heiliges. Wat is God se doel? Daniël 7 vers 18. En die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in alle ewigheid. Dit is ons. Ons is die heiliges. In vers 27 sê hy, dan word die koningskap en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die heerskappye sal hulle vereer en hulle gehoorsaam wees. Daar gaan net een, al die ander koninkryke gaan val. Daar gaan net een koninkryk vir ewig en ewig oorbly. En ons gaan ons gaan heers saam met Jesus Christus. Nog 'n doel is in 1 Korintiërs 6 vers 2 en 3. Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? Sien, ons kan regtig oor ons omstandighede heers. Ons gaan die wêreld oordeel, ons gaan die engele oordeel, die heiliges gaan die engele oordeel, al die gevalle engele, ons gaan hulle oordeel. Hoekom kan jy nie in jou eie lewe regsaake uitsorteer en heers daaroor nie? Ons moet besef wat se krag het ons in ons. Nee? Koning Darius beskryf God se koninkryk in Daniël 6. Deur my word bevel gegee dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet lewe en sidder voor die God van Daniël,
want hy is die lewende God en hy bestaan in ewigheid. En sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie. Dis koning Darius. So hy sê daar, sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie en sy heerskappy duur tot die einde toe. Dit is vir altyd. Hoe het koning Nebukadneser God se koninkryk beskryf? In Daniël 4, vers 34 en 35, hy sê, en na verloop van tyd het ek Nebukadneser my oë na die hemel opgeslaan en my verstand het in my teruggekeer en ek het die Allerhoogste geloof en hom wat ewig lewe geprys en geëer, wie sy heerskappy 'n ewige mag en wie se koningskap van geslag tot geslag is. En al die aardbewoners word as niks geag nie, en na sy wil handel hy met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom kan sê, wat doen u nie? Niemand nie. Niemand kan dit kom doen nie. Wat gaan met al die koninkryke van die wêreld gebeur? Daniël 2 vers 44 praat daarvan in vers 44. Maar in die dae van die koning sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak. Maar self sal dit vir ewig bestaan. Openbaring 11 vers 15 sê, en die 7de engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onsse Here geword, en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Ons sien dit die hele Bybel deur. Terwyl ons wag vir God se koninkryk om te kom, moet ons aangaan met ons werk, om te heers hier op aarde. Terwyl ons wag, moet ons heers. Let op na die hulp en die krag tot ons beskikking. Ons het hulp en krag, ons moet dit net gebruik. Lukas 10 vers 19 sê, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange, skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Dis wat God vir ons beloof, niks sal jou ooit skade doen nie. Johannes 14 vers 12, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Matteus 10 vers 7 en 8 sê, vers 7, ek gaan preek en sê die koninkryk van die hemele het naby gekom. Vers 8, maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet gekry of ontvang, verniet moet julle dit uitdeel, verniet moet julle dit gee. Mag jy geld vra daarvoor nie. As mense wat geld vra om siekes gesond te maak. Hoe groter jy gee, hoe beter gaan jou genesing wees. Dit is verkeerd, dit staan hier. Hier is 'n lys van geestelike gawes. Ek hou van hierdie deel. Van die Heilige Gees om ons kragtig te help in wat ons moet doen. Hy sê in 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 11, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Hierdie beteken, as jy jou gawes van die Heilige Gees kry, kry jy al die gawes. Jy kry al 9 gawes, want dit is een Gees. Jy gaan miskien sê jy is beter met genesing of jy is beter met dit, maar jy eintlik al die gawes. En nou sê hy daar, soos die oog wat op nuttig is. So wanneer jy in 'n situasie kom en die Here wil jou gebruik in daai oomblik, dan gaan hy enige gawe vir jou op daai oomblik met jou mee toerus, sodat jy dit kan gebruik om te verheerlik. Dit is wat dit beteken. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander 'n woord van kennis, vanweë dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerlei tale en 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees,
wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. Dit is wat al gebeur. Ek gaan afsluit met die volgende. Die Bybel sê, oor elkeen wat oorwin het, sal ek toestemming gee om saam met my te sit op my troon. Kan jy glo? Openbaring 3 vers 21 sien ons dit. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Psalm 103 vers 19 sê, die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Ons sien in Openbaring 5 vers 9 en 10, Jesus Christus het ons duur gekoop. Hy het met sy bloed en hy het ons gemaak dat ons vir God konings en priesters kan wees. En ons sal heers op die aarde. Ons is koning en priesters. Openbaring 5 vers 9 tot 10 gaan ek vir julle lees. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, ons het daai lied gesing net nou. U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie. En ons het konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Hoe amazing is dit nie? Dit is net amazing. Ons is vir God gekoop. Vir God gekoop. Om te kan priesters wees en te heers op die aarde. So ek dink altyd, as ek na hierdie kyk, dink ek altyd aan die arend. As jy kyk na 'n arend, daar's so baie kenmerke. Maar die een storie wat altyd vir my uitstaan is dat die arend, hy vlieg in die storm, bo kan die storm. Hy kyk eintlik af op die storm. Hy is heeltemal uit die storm uit. En ons moet soos arende word. Dat as ons 'n probleem kry, dat ons nie soos 'n hoender, want hoenders skrop hier onder rond. Hoenders skrop hier onder rond. Ons is nie meer hoenders nie. Ek sê altyd, ons moet so heers oor ons omstandighede. Dat ons soos 'n arend is en afkyk op ons storm. Dat ons dit saam met die Here sal uitsorteer, sodat ons dadelik kan heers oor die omstandighede. Hoekom gaan jy nog sukkel met klein goedjies hierso? Wanneer ons besef hoe heilig is ons en hoe waar ons gaan, dan hoort ons nie meer daar te wees, waar mense beklei, waar mense jaloers is, en al hierdie goeders doen nie. Ek wil hê 'n mens moet 'n hoër trappie bykom, dat ons kan net bietjie dink daaroor, en hierdie week bietjie net gaan herkou aan hierdie woord, en net bietjie besef, hoe lief is God vir ons, en hoe het hy ons geroep vir 'n heilige priesterdom. Dit is, mens moet dit kan begin indink, en gaan, die woord sê, gaan mediteer oor die woord, dat jy kan begin net bietjie dit insink, en bietjie dink daaroor. En almal van ons wat gered is, almal van ons wat Jesus aangeneem het as ons saligmaker, en gedoop is, ons is almal heiliges, en ons is daarso, het ons opgestaan in Christus, ons is 'n nuwe mens, né? En ons is nou erfgename, ons is erfgename van God se koninkryk. Dit is wonderlik om te dink, ons is eenkant gesit, ons is uitgekies, né? Dit is so voorreg om uit te weet, ons is uitgekies, né? En ons hoef nie soos die Israeliete, al die wette, al 613 wette, so dit na te volg nie, want as hulle een van die wette nie gedoen het nie, dan het hulle almal gebreek, en dan het hulle die dood verdien. Dit is erg. Nou is ons is so bevoorreg dat die Heilige Gees, ons is aan die Heilige Gees gehoorsaam. Ek wil eintlik vir julle graag, net om af te sluit, Kolossense 3 lees. Ek wil dit graag net weer lees, dat julle kan net sien, wat in Galasiërs 5 praat die God se woord ook van al die vleeslike sondes. Maar in Kolossense 3 praat hy weer daarvan. Vermaning tot heiligmaking en broederlike liefde. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit.
Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond, lieg nie van mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. En julle met die nuwe mens bekleed het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Want waar daar nie Griek en Jood, besnede en onbesnede, barbaar of skif, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Bekleed julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En bekleed julle bo dit alles met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Amen.